Wel, die sinkhuisie het sy begin gehad 16 jaar gelede. Ons het begin in die klein geskiedkundige sinkhuisie onder net so 2 of 3 blokke van hier af, waar ons 'n kamertjie gehuur het, en dis waarom ons sinkhuisie Antiques genoem word, en daarna het ons hierdie eiendom gekry, en nog 'n ander eiendom, net af van die pad, so ons het al 2 winkels vir 16 jaar, en dit kom natuurlik van my liefde vir antiekhede, en van my pa af wat 'n museumkundige was, en my gekweek het. Ek het vir ou gewerk met die naam Ellen, by Bits and Pieces, en so ek het by Ellen gewerk, en toe Jesus is al ten minste so 20 jaar, en natuurlik van skool af al te koop en verkoop, so, maar die winkel as sinkhuisie is 16 jaar. Wel, die Kyk Net reeks, dit is 'n geluk. Ek sou sê dit is Kyk Net wat die geleentheid stel vir jong mense om hulle idees te gee. So daar's 'n platform met die naam Silverskerm, en Silverskerm het in 2023 het ons ingeskryf vir Silverskerm as 'n produksie en gesê, luister, ons wil 'n storie maak vir Silverskerm, en toe gee Silverskerm vir ons die geleentheid, en hulle sit 'n dame met die naam Elmi de Pauw op ons pad, en Elmi en ek het die reeks gemaak, sy is van Wella Films, en ja, so dis 2 jaar lank terug het ons dit gepitch, as ek nou die regte woord kan gebruik, so kyk net. Die ervaring deur die reeks is fantasties. Ons het die land gereis. Ons het 'n Buccaneer belly tank reiser gebou. So dit is uit die eksterne tank van 'n Buccaneer vliegtuig, lae aanvalsvliegtuig, het ons 'n kar gebou, en jy sien hom deur die reeks. Ons het Kaapstad toe gegaan, ons het dit Milderton Mark rondgeloop en met die mense daar gepraat. Maar die reeks moet gesien word as 'n kans wat Kyk Net 'n gewone ou van die straat af gee. Wel, die woord bespouk, so dit is nou spesiaal, uniek. Ek dink dit som dit baie mooi op. Ons is in 'n wêreld wat seremonie verloor het. So mense is baie geneig om te wil deur alles, ek sê nou vir 'n man sê, onthou jy enige iets wat jy laasweek gedoen het? Nee, want dis 'n gejaag. Onthou, dink jy aan die R150 burger wat jy gister geëet het? Jy dink nie daaraan nie. Maar jy koop by my 'n koppie en 'n pierentjie, en in 5 of 10 jaar, en is jou unieke koppie en pierentjie. Want daai pierentjie is 80 jaar oud, so hy het oud geraak op sy eie spesiale manier. So waar in die lewe kan jy unieke, pragtige goedjies kry vir 20 en 30, al versamel jy 'n uiltjie, of al koop jy by my 'n pierneef, dis goed wat, mense moet hulle praat met jou. 'n Ding wat, niks teen die mense wat goed massa produseer in die ooste nie, hulle doen dit vir 'n lewe seker, maar daar's niks spesiaal daarin nie. En dit is die ding. En as jy nou praat van omgewingsvriendelikheid, wat is meer omgewingsvriendelik om te hergebruik, as om te gaan en net te sê, massa produkte te gaan koop? Onthou net, ek sê die bome het klaar gehuil vir ons hierso. Dis goed wat lank terug gebruik is arbeid wat lank terug gebruik is, en ek dink, soos hulle sê, om yster te herwin is 90% beter as om nuwe yster te maak. Nou, ek dink is 100% beter om 'n ou kas te koop as om 'n nuwe een te maak. Wel, dis nou 'n ding wat ek sê op die spot is, maar ek sal vir jou so sê. So wat is die mees interessantste goeders? Wel, ek hou verskriklik baie van een item wat ek het, en dit is 'n klein kenteken wat voor op die president se kar gekom het. So ek het gedog, daar staan SP op, en ek dink, wat staan SP voor? Staatspresident. So ek het die kenteken wat voor op die president se kar is, en ek weet dis nie baie geld werd nie, maar ek hou baie van geskiedenis, en ek hou baie van die geskiedenis van die parlement en van presidente van Suid-Afrika, en om te dink, die ding was op die president se kar, en nou sting op my Beetle, jy weet. So dit is waaroor dit gaan. Wel, ek hou van die feit dat iemand in die winkel instap, en dan, hulle ken my nie, want niemand ken my nie, hallo Natie, jy weet, en dan van nêrens af, begin hierdie mense 'n dingetjie uit hulle sak uit, en sê, Natie, kyk hoe mooi is hierdie, en dan vertel hulle my van hulle menswees. Dink aan, mense wat jy ontmoet, dit sal jou 'n jaar vat voor iemand vir jou sy regte storie vertel. Binne 2 of 3 minute vertel mense my die regte mense wat hulle is. Hulle sit hulle maskers af en hulle praat oor die mense wat hulle is. En die artikels, en dit is die wonderlike ding van hierdie artikels in die winkel. Dit vat gewone mense wat verby mekaar stap en hulle mense maak oop na my toe. So ek is in 'n bevoordeelde posisie waar ek stories hoor en ek sien die regte mense en jy leer ken mense en dit klink miskien soos mense friends that work soos die mense sê, maar die mense het my vriende geraak. Al is dit net 'n hallo elke nou en dan, daar is verskillende, dit is 'n vriendskap wat begin gebou word tussen die mense, tussen my en die mense onder mekaar.